vanoggend, wat 'n voorreg het ons nie om hier stil te kan wees en stil te kan word voordat die wêreld wakker word. En Boetas, in my gees het my oë so beweeg oor hierdie chamber vanoggend. En ek wil julle net herinner, net of julle kan raak sien, maak julle geestelike oë oop as julle dit nie doen nie. Die postures van humbleness wat sigbaar is in hierdie altaar. Hoor wat is hulle? Liggame op die vloer, op die grond. Bent knees. Bowing heads. Raising hands. Glorifying words on lips. Joyful smiles. Praising lips. Shredding hearts. Hugs. Touches. Words of encouragement. O Here, vanmôre wil ek bid vir die evangeliste as instrumente in die hart, en vanoggend ook, u weet waar hulle gaan, u gaan hulle vooruit, wat life-changing instruments gaan wees, tot die eer. Kan ek net ietsie sê oor woorde, Andrei? Boeta, hierdie week het ek so bewus geword, die Here my gesê, Johan, kies jou woorde. Wat doen jy meeste van die tyd van die dag? Jy praat met ander mense. Kies jou woorde. Laat God jou gebruik as 'n instrument in sy hand met jou woorde. Jou woorde. En hy gee jou die voorreg en hy laat jou toe. Kan ook soos hy skepend wees. Ek kan met my woorde, luister wat jy doen met jou woorde. Jy kan met jou woorde iemand weer help om moed te skep. Weer vertroue te skep. Om weer te kan glo, om weer te kan hoop skep, om weer behoefte te skep, om weer te bid, om weer passie te skep, om verskil te maak in iemand anders se lewe. Woorde. En weer 'n drang en begeerte te skep om verlore siele te wen. En hoe word dit nie geskep op hierdie altaar? Eet dit vanaf hierdie altaar. Ja, jy kan, wil en sal ook ongelooflik skepend wees met die keuse van jou woorde om skepend werksaam te wees in iemand anders se lewe. Is jy skepend werksaam met jou woorde in iemand anders se lewe? Daarom vra jouself, watse woorde kom uit jou mond? Lewend, skepend, opbouend en stigtend, of die teendeel, afbreekend, vernederend en verdoemend. Het jy al gesien as daar 'n woordewisseling is, hoe verval en ek wil amper sê verteer daai persoon se postuur, liggaamshouding voor jou weg. Jy maak seer. Jy vernietig. Wie se werk doen jy dan? Satan se. Jy het die keuse om te kies. Wat se skepende woorde kom uit jou mond? Geskep, luister. Hierdie tref my altyd so. Geskep deur die Gees. En hoor nou, en ek hou daarvan om dit in Engels te sê. In humbleness, I speak differently because in such a unbelievable way has the Holy Spirit dealt
with my words. Ek is nou klaar, André. En vanoggend toe ek daar sit, sê die Here, skryf die volgende neer. Heavenly Father, birth me up. Set me apart, set me up, bless me up, passion me up, stir me up to become as a aware, Christ-like thinking believer. Christ-like thinking, not world-like thinking believer. An instrument in your hands to be a Bible, word preaching evangelist in your glorious kingdom. To glorify, to magnify you alone. Let the sounds on my lips, words, be a joyful sound and saving sound to others. En nou, 'n ding wat die Here my so bewus was, wat julle ons in die week, in die aande, as ons alleen is in ons kamers mee worstel, en daarmee wil ek afsluit, en wees gewaarsku, die duiwel doen dit nou onder die woordbedieners ook. Ek het 'n priesteres, Satan priesteres, sy getuie gehoor, haar hoofdoel is om fleshly desires te gaan lê by die pastore, die bedienaars van die woord. Want knak of breek hy 'n pastoor of 'n bedienaar van die woord, beïnfiltreer en vloei dit oor die res van die gemeente. Do not reach out to your fleshly desires at night when you're alone. No, reach out to God as a consuming fire to consume them. If you do that, you can, you will, and you shall allow it to consume you. Boetas, waak teen vleeslike geestes, en ek herhaal, moet jouself nie oorgee aan jou eie vleeslike begeertes. In 1 sekond kan jou lewe vernietig. Verloor eerder 1 sekond in jou lewe as jou lewe in 1 sekond. Dit is vernietigend, verterend, maar wees hom gelooflik versigtig, en hier kom die waarskuwing. Jy gee jouself oor, maar besop dat God jou nie oorgee aan jou vleeslike begeertes. En dit sê in sy woord, ek gaan jou oorgee aan jou vleeslike begeertes. God jou nie oorgee aan jou vernietigende vleeslike begeertes nie. Dit is weersinwekkend. En hoor wat is die waarde van daai weersinwekkende oorgee. En die waarde daarvan is vernietigend, verterend, en dit kan jou in die hel laat beland. Amen. Baie dankie vir die geleentheid. Maar die Vader hart is dat hierdie plek vol manne sit, en soos wat hulle hier sit, dan bid ons vir hulle, ons stuur hulle al 300 uit in die stad, elkeen om te gaan bedien. Een vir hospitale, een vir klinieke, een vir skole, een in die strate. Wilbur het alleen in die strate begin 10, 11 jaar terug in Hofmanplein met 'n luidsprekertjie. En Ritchie het aangesluit. En toe word 2 luidsprekers. Hulle ry met 'n bakkie, baie vervolging gekry, gestop, bedien. En uit Ritchie uit Willie aangekom, Willie het by hulle ingehaak, bid op die altaar, en gaan hy saam met luid. En he went with them. En so het Saul bygekom. En Saul was 2 jaar by die bakby, saam met Wilbur groot geword, by die bakkery saamgekom. Hy en Wilbur beweeg saam. Ritchie en hulle almal beweeg saam, maar Ritchie doen die skole, Wilbur hulle doen die strate. En so kom Willem ook nou, en hy haak in. Willem boer in Deelswil. Maar in die oggend besluit hy gaan uit, hy gaan die evangelie verkondig.
terwyl hy die gaan bedien daarso, is die Heilige Gees besig om die groeiwerk in sy planttyd en oestyd te doen. Hy moet nog steeds plant en oes, maar omdat hy sy hart neerlê, weet ek sy oes gaan versorg wees en sy skape en sy vee. As hy na Vader se skape toe gaan, en Vader na sy skape kyk. That's the principle. That's the biblical principle. Partykeer is jy so besig om jou eie skape te kyk, dat jy nooit by Vader se skape uitkom nie, wat hy vir ons gegee het nie. En omdat jy nie na sy skape kyk nie, gebeur hou ook niks in jou oes nie. En ek het dit lankal geleer, om my oes vir hom te gee, sê, Lord, you know my needs. I don't have to pray every day over it. I never have to pray over it. All that I want to do, I want to come and minister unto you and look unto the needs and the reason, the purpose you placed me here on the earth. To be a living sacrifice for you. Go and minister to the people so that the word can go forth. So Father, I pray now over Richie, Billy and Willem. We release them and we send them out to Botshabelo with tongues of fire. Fill them with your Holy Spirit. Holy Spirit, be in them. Father, I pray, angels around them, angels in their vehicles. I pray for drive safety. So Father, I pray a hedge around them, Father, and we pray in the mighty name of Jesus for them to be at the right place, at the right time, and so that the words that they will release can pierce the hearts of the young people. So the harvest is ready, and the laborers are also ready to come and cut loose. So Father, in the mighty name of Jesus, I want to take a prophetic act from the sickle. So Lord, we want to come and cut loose the harvest. We want to come and cut loose the harvest from the field in the mighty name of Jesus Christ. Father, I pray that even the sickle, their tongues, would be sharpened this morning, so that the word, the living word, Jesus Christ, when they release it to their hearts, can penetrate into their children, even the teachers, even the school will be touched in the mighty name of the Lord. We send them out now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Man is altyd belangrik om 'n biblical, 'n Bybelse Chris hier, hoe daar sy, mooi. Is altyd belangrik om 'n Bybel beginsel te volg. Die woord het nie gesê gaan maak by mekaar nie. He doesn't call us to come and call the people into a building. He called the people in a building to have fellowship, be taught and be trained and be discipled in a building, and then send them out. That's the principle. Ek stuur eerder een voertuig uit, en verlede jaar het hulle so 10,000, hoeveel? 10,000 salvations gehad. 10,000 salvations, een voertuig. En ons is baie trots daarop, en ek dink, en ons gaan nie om getalle te jaag nie, hulle weet, gaan nie getalle nie, want 10,000 is nie 'n getal nie, in God se oë is 10,000 nie 'n getal nie. Hy sê, gaan soek daai een, nie die 99 nie, los hulle, gaan soek daai een. Dit is wat vir hom belangrik is, elke siel is vir hom belangrik. So Vader, ons kom vanoggend na U toe. Lord, we come to you in the mighty name of Jesus Christ. Father, I pray over your word this morning, that your word will go forth and penetrate the hearts of the people, your people this morning. That the word will come alive this morning.
And we give you all the praise and all the glory. And we pray for the blood of Jesus Christ over the word, that the enemy has no legal right to come and snatch the word, come and steal your word this morning. And we give glory and praise to you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Ek het vir Chris gevra om vir ons 'n kort klip op te sit. En dan Darlington gaan vir so 3 minute pause en dan gaan hy weer. Let me just, voordat jy hom aansit, Chris, I just want to say something about Darlington. Ons was lank op soek na net iemand wat 'n sound kan release, maar dit het 2 jaar, this happened about 2 years ago, I think 2 or 3 years ago, Darlington. Ek het in die House of Bread geloop, en hy het agter sy laptop gesit, en ek het geloop, en die volgende slag te stop ek. En ek kyk na hom agter die laptop, en toe vra ek vir hom, are you a worshipper? Hy sê vir my, yes. En van daar af het ons pad gekruisig, of gekruis, ja, ons is nie elke, Darlington is baie keer besig op die pad, hy sê in Bloemfontein nie, maar as hy besig is, en hy, daar's net 'n profetiese klank, so moenie orgel of moenie klanke misreken nie. Ek het verlede week het ek bietjie gedeel oor AI en klanke. AI het die wonderlikste klanke en die wonderlikste stemme. Maar as ek die Engelse woord kan gebruik, but it's not authenticate. Dit kom nie uit die siel uit nie. Wat julle hier hoor, is wat uit die siel uitkom. Dis waarlik. Hy sit daar, hy speel. So in dit, elke boeta wat hy is, jy sit nie net hier nie. You are a living witness, testimony. En hoekom ek sê jy sou living witness en 'n testimony, die wat verlede weekie was, kan getuig. En ek het net op 'n stadium net gekom en daar was net ek wil amper sê 'n holy anger gewees, en 'n anguish, en toe het ek woord gespreek om te sê, hierdie altaar kort nog trane, this altar needs more tears. En in 1 Konings 13, kom 'n profeet aan by Jeroboam, en ek het dit Woensdag gedeel, en hy kom aan by Jeroboam, en hy sê vir hom, hy spreek teen die altaar, hy gaan nie na die koning toe nie, maar die profeet gaan na die altaar toe van God in Bethel. In Bethel is waar Jakob se altaar was, waar die engele opgegaan het en afgekom het. So in by die altaar kom die profeet, en hy kyk na die altaar, en hy sê, altaar, altaar, hear the word of the Lord. Hy sê, altaar, altaar, hoor die woord van die Here. Nou dis 'n beginsel wat ons kan toepas, want daar's 'n stem in hierdie altaar. En toe ek verlede week sê, maar hierdie altaar benodig meer trane, het ek nie geweet dit gaan so vinnig gebeur nie. So Chris, jy kan vir ons aansit, dis deel van die getuie vanoggend wat ek net met julle wil deel, dat 'n altaar is nie net 'n mat nie, dis nie net 'n, en jy weet, daar's 'n deel in die Joel wat hy sê, and the ministers will weep between the porch and the altar. Dat die pastore en die dominees moet op hulle knieë, ons moet op ons aangesigte wees en ween tussen die voorhof waar jy inkom en die altaar hierso. Hierdie altaar het nog nie genoeg trane nie. Hierdie altaar het nog nie genoeg trane ontvang nie. Thank you, Holy Spirit. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. From the streets.
Rotsurubusidam Naribata. And I must say, the first time when Claudia was here, she gave me this. Maar ek het nie baie notisie geneem. I don't take a lot of notice about what she was given to me. I've heard it, ek het dit gehoor, ek het geluister, maar ek het nie gehoor nie. Rubutu. Of ek het gehoor, maar nie geluister. Rubutu. Then she was speaking about God gave a scripture in Acts 1. He was a guide, he was a betrayal. Moest ik hier toe kan ik moest eten. Dus met deze. Dis die woorde wat ek Nog 12 jaar voor die tijd. Maar dat staat gestapt. cut out, pray for yourself. Bij seizoen is dat wel. I recognize the scripture. Als je ziek gesteld, dan kon niet. Ik moest ik hier naartoe krijgen, ik zo uitgestopt. That said now, that the shift is happening to shift 4. Pijn weg. I did not know God Pijn nou weg. took them from us. Die al de gewoon het opbrengen, ziek en nee. Hij moet weer weg, hè. Ik ga niet weggaan. Hier is ons genade. Amen. Sy is deel van Christ for All Nations. Sy was al vroeër by House of Bread gewees. Sy was in Lesotho en het bedien op pad Pretoria toe. En sy het net vanoggend 'n begeerte gehad op pad Pretoria toe. Stop daar en kom na die altaar toe. Halleluja. So Vrydag roep ons uit. Vrydag roep ek uit. Hierdie altaar soek nog trane. Dominees en pastore gaan huil. Die woord sê hulle gaan huil tussen die voorhof en die altaar. Ek het nie besef as jy op 'n altaar, as jy uitroep wat moet gebeur op 'n altaar, so vinnig gaan God reageer nie. Partykeer vat hy jare om te reageer. Maar jy moet nie ophou tot hy reageer nie. Dit is die geheim. Met aanhou klop. So dis wat Suid-Afrika nodig het. As die priesters of die geestelike leiers nie uitkom nie, gaan hy die manne van die straat afstuur. En ek is nie hier om Isaan te expose vanoggend, hy sê oggend hier by ons. Ons ken hom al van baie jare, 10 jaar wat hy is, Isaan. 10 jaar wat hy deel is. Los en vas. En hy het sy pad geloop soos baie van ons pad. He walked his way like many of us has walked our different ways. And even him in addiction, and maybe one time whenever he can just come and testify about it. So dat wat ek net vir julle wil sê is, there's something happening in this nation, South Africa. And the Lord is busy with this nation. And he's busy with South Africa. Darlington, if you want, you can play, but if you're tired, you can sit. If it's possible, they can play it in the back, soaking worship. So, die Heilige Gees het op my hart het gelê en gedruk, om bietjie oor, om nie net bietjie oor nie, maar oor, to talk to you about priesthood, priesterskap. And I just want to explain to you the different levels from born again. So, the first step is the day when you surrender and give your life to Jesus Christ, you become a newborn baby. So only once in the whole Bible, only once
the word appears there. And it's not nepios, it's before nepios even. Wie van julle het al van nepios gehoor? Sonship. Dan kry jy die 5 stages. Nepios is die eerste een. Ek het so gedink tot ek by die woord uitkom, newborn. En it's in 1 Peter, and explain, as jy nou op die skerm nie man, 1 Peter, it's speaking about the word artigenetos, that means newborn. In hierdie wil ek net vir julle sê, nou praat ons van newborn, en die Heilige Gees herinner my net daaraan. In die tyd wat, sien julle, het ons die priesterlike kleed wat hulle vir ons van die Kaap af gebring het. Die onderkleed en 'n kleed het hulle gebring. Daai kleed het hier gelê. En die meisie van die vrou van wat by CFAN is saam met Wilbur hulle School of Evangelism gedoen het, Claudie. Sy was in Tabanshu, veronderstel om 3 dae dink ek te wees, toe sy 3 weke minister, voltyds bediening. En Barend kom na my toe. Hy sit daar wat Jan gesit het. Barend kom na my toe. Hy sê hy sien sy trane. Her tears is for the souls in this nation. She's crying out for the souls. So ons dink, as die skrif sê, and the ministers will weep between the porch and the altar, dit moet 'n man wees, maar daar's vroulike ministers ook. En sy het gekom, en sy was die eerste een, wat kom weep het, en so die soem van die priesterlike kleed, het die trane opgeval. Nie beplan nie, sy Dinsdag uitgekom, Isaan het Maandag gekom, so dit is 'n dubbel bevestiging, a double confirmation in the word, that the altar receives the word from the Lord. Want as die woord release, ontvang hy hom, en hy stuur hom uit. So dis hoe dit werk. Baie mense het oor jare gebid, en ons release die woord, die altaar het trane nodig. Nou hy soos 'n magneet, like a magnet in the spirit. So spirit draw spirit. Gees trek gees aan. En sy kom roep uit. En terwyl sy uitroep, gaan Barend terug. En Barend se vrou Daniela, she's pregnant, she's in labor in her last trimester, but let's call it in her last week. And then in her last moments. So at the same time, when that woman came to the altar and cried on the altar, he came to me and showed me his cell phone and he said, "Al water het nou gebreek." The water broke. At that same moment, when the tears started to fall on the altar, our water broke. So, in daai dieselfde toe kom een van die ouens een van ons boetas wat disipelskap het, kom Woensdagoggend, Donderdag, gisteroggend, kom hy by House of Bread aan. En hy gee woord. Hy sê hy het 'n droom gehad in die nag. Ek moet net vir julle die woord, ek wil hom net vir julle kry in Malachi 2. Hy sê hy het 'n droom gehad. En toe hy wakker word in die nag met die droom, kry hy die skrif in Maleagi, Malachi 2. Hy sê en hy moet die woord vir my bring. Verse 13. And this have you done again, covering the altar of the Lord with tears. Bedek hierdie altaar van God met trane. Want trane is die hoogste vorm van aanbidding. Tears, I believe tears is the highest form of worship. And in our culture, we grow up as Afrikaner men. Cowboys don't cry. So I believe this is a lie out of the pit of hell. Men must get emotional. I believe there's times that men must know how to cry. And it's good to cry because there's victory in tears.
There's victory in tears. So ons moet leer om op 'n plek te wees, met dit wat jy geleer het, sny dit af, met die swaard van die Gees, as dit nie in lyn is met wat God se woord sê nie. Sny dit af, want baie van ons tradisies is so religious minded, so mindset, om jou hart te maak, om nie te kan huil nie, nie emosie te toon nie. Emotion is part of intercession. Emotion is part of give yourself to the Lord. Wanneer jy joyful moet wees, dis wanneer jy moet juig, nie net wanneer daar toets in die stadion is en 'n 3 word gedruk nie. Dit is goed om aanhou emosie ook te hê, but to have spiritual emotion is then when you can overstep into a new level and start to a new realm. En wat Johan gesê het vanoggend is so waar met woorde. You can't have positive words, or you can't have negative words and bear fruit in your life. Het jy al iemand gehoor, hy praat die hele dag negatief, maar dit gaan goed met sy besigheid, dit gaan goed met sy huwelik, gaan goed met sy kinders, maar oor alles wat hy praat, sy negatief. Dit kan nie so wees nie, want die woord sê vir ons duidelik, lewe en dood is in die mag van die tong. So nou kom ek terug na hierdie geboorte, en ek wil nie gesaai trek raak nie, maar in hierdie geboorte, wat ek vir julle sê, Artigenetos, dis presies wat gebeur het met Barend se dogtertjie wat nou, Rachel wat gebore is. Newborn. Die eerste oomblik toe sy nuwe lewe aanskou, want onthou, sy is nie net gebore, en hier's nou nuwe lewe nie, sy kom van elders af. Jeremia 1:5 sê vir ons, Jeremiah 1:5, I formed thee in the belly, and I knew you. I knew is intimately know you before you come forth out of the womb. I sanctify thee. So Vader God sê, ek het jou intiem geken nog voordat jy gebore is. Voordat jy nog die eerste lig aanskou het, het ek jou geken. En in die verlede, ek sê dit vanoggend vir julle, het ons gebid en ons het gaan afsny in ons voorvaders wat daar lê tot en met Adam. En hierdie week toe ons bid, toe begin die Heilige Gees my vat na 'n plek toe sê, you can even repent in eternity past before you were born. Want jy weet nie waar was jy gewees nie. Was jy rebellious? Het God jou afgestuur? Was daar rebelsheid in jou? As daar is, en jy het repent oor dit, dat jy het afgesny. As daar nie was nie, en jy het repent oor dit, dan maak dit nie 'n verskil nie. So why don't you repent over that? En ek sê dit vir Dieter, ek het dit gekry, en gisteroggend toe bid ons oor dit, en hy sien in die Gees, gisteroggend het hy aangekom, eintlik gister, was so verras, is 'n boeta, die wat hom nie ken vir Dieter, en hy Matthys, is saam besigheidsvennote, en hy is in Adelaide, maar ek het so begeerd om hom net weer te sien, en ek stap woensdag aand by Panarottis uit, woensdag aand, toe ek uitstap, voel ek iemand kom van agteraf en hou my vas, toe kom kyk, toe sit Dieter, maar hy sê, hy ry in Bloemfontein in van Adelaide af, ek wou nie dan woensdag aand so toe gaan nie, hy kom van Adelaide af gery, toe hy inry by Northridge, sê hy vir sy dogter, ons gaan iemand bekend sien. Nou dis hoe Dieter leef, hy is so sensitief in die Gees. Hy sê ons gaan iemand bekend sien. Ek besluit, ek gaan nie 5 minute vroeër loop nie, nie 5 minute later nie. Dis die tyd wat ek gaan loop. In die oomblik toe ek op die parkeerterrein kom, toe kom Dieter ingery en hy sien my. Hy stop die voertuig net daar, in die pad,
Haal hom uit raad uit, klim uit, hardloop. En daar ontmoet ons mekaar. Hoekom sê ek dit vir julle? That's God's appointed time. So daar's 'n tyd om gebore te word. En jy sien net toevallig hier vanoggend nie. Die dag en die datum en die uur waarin jy gebore is in die dorp is 'n merker, is 'n marker in God's calendar. Your life is a marker in God's calendar. En die vyand het vir jou hoeveel jare leuns vertel, tot jy die waarheid ontmoet het. Nou vanoggend is daar 'n groter waarheid wat die Heilige Gees wil oopbreek. As jy weet en jy hoor dis a appointed time over your life, what are you doing with that appointed time? In what is your purpose here? En ons sien hierdie boer kom vanoggend hier aan. Hy kom aangery van Deelswil af en ek ken hy's my een seun, hy's Regard se swaar. Ek ken vir Willem voor hy Jesus aangeneem het. En ek sal julle sê hy was 'n rowwe mannetjie gewees, hoor. Hy was hardkoppig soos wat ons was voordat jy wedergebore is. Maar sy pad het gekruis met die koning van die konings. Maar so radikaal gekruis dat hy besluit deel van sy plaas is ministry. En hy gaan uit en hy's besig in die leerskool, the training field. Daar's geen beter plek om die evangelie te leer as om saam met die manne uit te gaan op die straat en saam met hulle te begin evangelize nie. The world know how to evangelize. Ek het julle al gesien. Kom ek verduidelik julle. Jare terug, miskien vandag nog steeds, dan gaan jy in die Spur in, dan kom jou waiter na jou toe en hy gee vir jou 'n spyskaart. En net hier agter die waiter staan nog iemand. En dan sê hy, jy moet meneer verskoon net so 'n bietjie. So en so shadow saam met my. So die persoon loop eers vir 'n week of 2 agter hierdie waiter aan, kyk al sy maniertjies hoe om die spyskaart voor te sit, alles te doen, sodat hy kan doen wat die een wat dit doen in sy voetspore kan volg. Hy dupliseer hom. So we have to duplicate. Who are you following this morning? En wie se skaduwee loop jy? So sometimes it's necessary to look at the spiritual leader and said, I want to follow in his footsteps. This is why disciple making is to walk in the dust of the one that you are following. So naby moet jy in sy stof loop. So in this, the Holy Spirit is showing us there are stages. Barend kan nie nou vir sy dogtertjie na haar toe gaan en vir haar sê, hier is die motorsleutels. Ry gou vir my huis toe nie. So there's no way that a newborn baby can take the keys and drive anywhere. En om dit vir 'n ouetjie van 5 jaar te gee is net so gevaarlik. Maar as jy 18 is, dan weet jy het jou leerlinglisensie gekry. En ek onthou my seuns, ek het op die plaas van jongs af geleer, as hulle weggetrek het, ek sê vir jou, jy met jou kop, jy moet 'n nekste dra, as jy saam met 'n tiener in 'n kar ry, wat vir jy moet 'n nekste dra, want jou kop gaan die hele tyd soos wat daai klats te kere gaan. So dis 'n proses, en die oomblik as jy hom start, dan dink jy, klats, breek, petrol, stem julle saam, julle het so geleer. Jy fokus meer op waar en wat. Maar toe julle hiernatoe ry vanoggend, weet nou gedink, okay, dis die klats, dis die breek, dis nou hoe ek gaan trap, of het jy net gery? So, to walk in a relationship with the Lord starts with a say. From nepios, artigenetos first, nepios, and then teknon, padaion, nianaskos, and then huios, mature sons.
5de stap, mature sons. En dan is daar 'n woord in Romans 8 wat sê, the heaven, die hemel roep uit, is calling out with an earnest expectation for the goeios, nie die nepios of die artige, nie die babas nie. The heavens are calling out for the mature sons of God om in te kom in die koninkryk. Want die mature sons kan jy uitstuur om evangeliste. Die mature sons kan jy. Wat 'n vlak is ons? Jy sien ons is gedesensiteer, as ek die woord desensitized kan gebruik. With church, the Roman ways, om ons so te capture. Jy weet, ek kon nog steeds Sondag in, Sondag uit, niks fout daarmee nie. Sondag in, Sondag uit, kinders in die hande, almal saam, almal hiernatoe, daarnatoe, gou in, vrou in. Daar's manne deesdae wat ek hoor, hulle gaan kerk toe. Maar as hulle sien die diens is laat, dan staan hulle agter. Hulle het al klaar hulle golfklere aangetrek. Dis waar. Ouens het al vir my gesê, daar's manne, hulle staan klaar gereed met daai spikes. Hulle nou sal op pad. Hulle kan nie wag hierdie dominee moet nou klaar maak. Volgende Sondag dieselfde oefening. Selfde sous. Selfde oefening. No growth. Nou dink as ons daai baba die heeltyd op melk gaan los. Dink vir julleself. Ek sien my ander kleinseun gisteraand. Daar's kos en melk, maar boet toe daai melk sien, nee. Hy wil nie sê, hy wil net daai melk hê, want 'n baba se melk in die aand, hy is al oor 'n jaar oud. En ons nie net so nie. Hoe lank wil ons nog op melk bly? We have to come to maturity in Christ. We have to grow on to the next phase. So as jy deur goeios is, sonship, then you will think it's the highest form. No, it only starts then. Then you have to then you will go and walk into priesthood. Om priesters te word. Let me show you this. Wanneer kom ek wys vir julle hier in Revelation. Wat 'n voorreg om hierdie tyd van die oggend aan boord te wees en die woord te vat. Ons het deur die nag en ons het gebid. En is 3 uur en Pieter het ingekom 3 uur. Maar die eerste keer toe hulle tot bekering kom, Pieter sou jy ingekom het. Jy was nie gereed nie, hè? Revelation 1:6. Maar nou kyk daar op die skerm. And he has made us, dis wat Revelation sê. And he has made us kings and priests. Sien julle daar? Kings and priests unto God and his Father, and to him the glory and dominion forever and ever. So jy is nie 'n priester as jy daai skrif lees nie, jy moet een word. Ek kan nie lees, hy het ons almal dokters gemaak en nou gaan ons môreoggend gou uit en ons gaan praktiseer nie. Daar's 'n hele oefening om deur te gaan. So in hierdie het hy ons konings en priesters gemaak. So in kings and priests is dit belangrik om te weet. En nou gaan ek net met julle deel soos wat dit in die hart opkom. In Genesis 14, kom ek vra eers. This is not set in stone. Maar laat die Gees jou lei of dit waar is. Kings and priests is van die order van Melchizedek. Is from the order of Melchizedek. Because Levi is of the priestly order. En dan het jy konings gekry en jy priesters gekry. Maar Melchizedek beteken King of Righteousness. So wie was die eerste koning van Melchizedek gewees? Ek vra julle net, julle kan net so as jy weet of jy wil uitroep. As jy nie weet nie, sal ek vir sê. The first priest from the order of Melchizedek is Jesus Christ. Hy was reeds voor die grondlegging van die aarde. Het hy reeds
die amp en die titel gehad as hoëpriester van Melchisedek. Hy was dit klaar gewees. En hy was by die troon gewees, maar op aarde moes daar 'n priester, 'n fisiese priester, in daai orde ingekom het. Ook, Melchisedek is not a person, it's a title. Soos general 'n title is, en dokter is 'n title. Melchisedek, ek sê vir julle moet net hoor, want daar's baie spekulasie oor wie is hierdie, who is this Melchisedek? And then the Bible talks about this is a mysterious figure. Maar luister wat sê die woord. 1 Corinthians 4 is telling us we have to be stewards of the mysteries of God. En 'n steward beteken jy moet dit kan bestuur. God gaan dit vir jou mysteries gee, but if you don't ask for mysteries, He won't give it to you. And He won't reveal it to you. Nou ek sê net vir jou wat die Heilige Gees aan my geopenbaar het. Dit kom nie van 'n denominasie of 'n cult of iets af nie. So the Lord put Adam in the earth and I give him, he was like the first priest. En hy gaan lees in Romeine 5. He was the type. And Jesus Christ was the last Adam. He was the first Adam, the type. And Christ became the antitype, the last one. He was the first priest. Adam was die eerste priester. Christus het die laaste hoëpriester geword van Melchisedek. Nou as Christus die laaste hoëpriester geword het, wat ook die eerste een reeds was, my vraag is, was Adam dan nie ook 'n Melchisedek priester in die aarde gewees nie? En jy kry dit nie in Christelike konteks wat hulle so gaan nie. Jy kan by die dooie see, Dead Sea Scrolls, you can go and read, there's a scroll called the Melchizedek scroll. Hoekom deel ek hierdie goed met jou? Because something is taking place in this priesthood, authority. So as jy dit nie sien nie, en as jy dit nie glo jy's 'n priester nie, dan gaan jy dit nie word nie. Dis so goed ek sê vir julle vanoggend, hierdie is nie 'n priesterlike kleed nie, hierdie is 'n regskleed. Jy weet as jy regte swat, dan kry jy, hulle noem dit seker 'n toga. Wat doen hulle daai wat hulle aantrek, die regters? Die ouens wat regskennis het. Dan trek hulle daai toga aan en dan stap hulle in. Maar die toga behoort nie aan die regter nie. Die toga behoort aan die amp, in the office. Dis die Afrikaanse woord wat ek nog altyd soek. So there is a place in the office. Dan word jy op skool, jy het goed gedoen, jou punte lyk goed, en jy gaan swat regte. Maar jou eintlike doelwit is to be a judge. Jy wil in daai amp gaan staan. So jy sien klaar die kleed van die regter. So met priesterskap ook. Ons almal is geroep. In die ou verbond, you only could become, if you were in the order of Levite, you can become a priest. As jy uit die Kohanim uitgekom het, as jy die regte bloedlyn uitkom, as jy in Juda was, kon jy nie 'n priester word nie. Want God het die priesterskap in Exodus 13 vir die eersgeborenes gegee. Luister gou die manne. Priesterskap, priesthood was for the firstborn van al die tribes. And God called them in Exodus 19 verse 6. I want to break something open for you that you can receive a key this morning. Want te lank het ons gesit en ons is gestagneer and we cannot take authority. And you shall be unto me a kingdom of priests. Sien julle daar? A kingdom of priests. Exodus 19. God roep die hele volk van Israel, alle eersgeborenes,
om priesters te word. Toe gaan kom die goue kalf, Moses gaan op, hulle bou 'n goue kalf, hulle aanbid hom. 11 stamme aanbid hom behalwe die Lewiete. En Vader kom, God kom, hy vat hierdie amp van konings en priesters weg by al 11 stamme en hy maak 'n tydelike priesterorde en hy sit die Lewiete in. Daar's 'n patroon wat ons moet volg. Melchisedek was daar, konings en priesters, en hy sluit af, soos wat jy die Grace Dispensation, die kerk kry, wat gaan afsluit en dan kom Jesus Christus terug. Melchisedek sluit af, die Lewiete vat oor, en die boek van Malachi gaan net oor Messenger of God, gaan oor priesthood. Messenger to the priesthood. En dan is daar 400 jaar stilte. Daar's droogte, 'n woordskaarste in Israel. Geen profeet, niemand roep uit nie. Niks. Dan die volgende een wat uitroep, is die laaste hoofpriester van die Levitiese orde. En omdat die priesterorde in Israel, it was corrupt through the Romans, the priest order, there was a priest in the wilderness that was crying out. A high priest of the Levitical order. Sy ma en pa sy pa was 'n hoofpriester en sy ma was in die geslagslyn as 'n Levite, and his name is John the Baptist. He was the last voice of the Levitical order that called out, repent, for the kingdom of heaven is at hand. En toe gaan hy na die volgende, en John the Baptist kom, en Jesus ontmoet hom by 'n plek, by die Jordaan, en ek was daar gewees. Die plek se naam noem hulle Bet Abara, wat beteken House of the Passage. 'n Passage beteken, daar's 'n groot opening, maar as daar agter 'n klein skreefie is, gaan 300 man nie daardeur hardloop, almal gelyktydig nie. Jy kan een deurgaan, soos 'n skaap deur 'n drukgang. And hy kom by House of the Passage, because there's an eternal passage from heaven, from the gateway, from the throne room in heaven, until op daai plek is daar 'n gateway en 'n open portal, wat gereed staan om te wag vir die grootste oomblik, wat in mense jeugenis kan gebeur. The Son of Man is coming to the wilderness, Jesus Christus, en hy sê vir John the Baptist, ek moet deur jou gedoop word, en John sê vir hom, ek is nie waardig om jou skoenveters vas te maak nie. Hy sê, so that scripture can be fulfilled today. En die hoofpriester van die Levitiese orde, sit die seun van God in die water, en die oomblik toe hy uitkom, roep die stem uit van bo, hy sê, dit is my seun, this is my son, in whom I'm well pleased. En die priesterorde skuif, in 'n oomblik skuif die wyl oor, van Melchisedek terug na, van Levitiese orde terug na Melchisedek toe. En hy word gekruisig, en sy bloed vloei, en hy word opgewek, en hy gaan op na die Vader toe, en hy gaan sit aan die regterhand, en hy word ons hoofpriester. En die wyl is geskeur, en ek en jy, en elkeen wat hom aangeneem het die reg om priesters genoem te word. Nie meer omdat ons 'n Lewiete is en jy nie kwalifiseer nie, nie omdat jy 'n Gentile is en nie eens 'n toegang het nie, maar daai wyl is oopgeruk, sodat ek en jy dit kan word. And if you can walk in this priestly anointing, Melchisedek, gebeur daar iets as jy in die ou orde gaan kyk. Jy gaan kyk in die boek van Haggai, en dis waar julle manne nou moet luister, want hierdie het baie met eternal finances, kingdom, and also authority te doen. As jy 'n koning en 'n priester by mekaar sit, in the book of Haggai, kan jy gaan lees. In the second year of Darius the king, the 6th month, in the first day, came the word of the Lord by Haggai the prophet
Haggai is 'n profeet, dan praat hy met Zerubbabel, the son of Shealtiel, the governor of Judah. So die governor is governmental authority. En onder hom sê hy, and to Joshua, the son Joshadek and the high priest. So ons sien dat die governor in Israel het hulle die patroon verstaan. Hulle het dat die governor of die koning en die priester saamloop, sodat hulle voorspoedig kan wees. So as jy hierdie patroon verstaan, to invite, and to Micah, in Judges 16, Judges 17, there was a man from the Mount Ephraim, whose name was Micah. Hy was eintlik evil gewees, maar hy het die beginsel verstaan, en hy het 'n grondgebied gehad, en hy was welgesteld, en hy wil meer geld hê. En wat doen Micah? En Micah called the Levite. Hy sien hier loop 'n Levite verby sy plaas, en hy sê, and Levite was content to dwell with the man, and the young man was unto him as one of his sons. So hierdie koning het geweet, as hy 'n Leviet in sy huis vat, en hy gaan sorg vir hierdie Leviet, dan combine hy die offices van the king and the priest. En as jy die ampte kombineer van 'n koning en 'n priester, then you can change the commerce of the world. Dit beteken jy kan die handel manipuleer in die wêreld. Hoekom wil ek en jy onder Mammon staan? God said, you cannot serve two masters. Jy kan 'n priester en 'n koning wees, en as jy op hierdie stadium net 'n koning is, wat beteken jy's 'n koning? Dit beteken jy het business skills in jou. Jy boer, soos wat Willem vanoggend geboor het. Iets begin gebeur met hom. Hy verstaan besigheid. Ek het hierdie beginsel 30 jaar terug, het ek dit begin 20 jaar terug begin hoor en verstaan, en ek het met 4 gastekamers begin. En ek is nie daar om te roem nie, ek wil julle net die beginsel vertel. Geen geld in die bank nie, en ek moes aansoek doen vir 'n lening, maar ek het vertrou op die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis al wat ek gehad het. Ek het 8 uur die oggend 'n verband aansoek gedoen, destyds by die ou NBS bank, hulle het dit genoem Natal Building something, dit was Society. Ek het aansoek gedoen 8 uur die oggend, stofsuiers verkoop, 1 uur die middag, toe bel hulle, daai jaar het jy nie selfone gehad, ek dink jy, jy het selfone gehad, dit het uitgekom. Hulle bel my en sê vir my, lening goedgekeur, 100%. Dis onmoontlik om 100% lening in 6 ure te kry, vir iemand wat nie 'n geskiedenis het van finansies. Hy het geen trek rekord wat sy finansies is. Toe koop ek ons eerste huisie, begin 4 kamers. En van daar af het ek net vertrou vir God. Ek het gesê, Jabes, toe almal van hom vergeet het, ek gesê, Lord, expand my territory. Ek het die boekie gehad, elke oggend, expand my territory. Want jy sien, ek het 'n Afrikaanse Jood gehad, Fransjo Venter op Mabula, wat my 'n beginsel geleer het in 1995, you call unto the things that does not exist as if they already exist. En ek begin lewe spreek. Dankie vir dit, dankie vir die gastehuis, dankie vir my besigheid. En as jy dit lank genoeg spreek, dan begin dit gebeur. As jy lank genoeg glo, you are miserable, dan is jy so. Ek het 'n vriend van my, hy was saam met my jare terug in die weermag, en ek sien hom hierso. En baie keer, ek het dit oor 20 jaar dieselfde, elke keer as ek kom groet, vra, hoe gaan dit? Dan sê hy vir my arm maar eerlik. En die laaste keer toe ek hom weer sien, sê ek vir hom, jy sal nooit ryk word nie, want jy spreek dit oor jouself. Jy moet daai woorde afsny, al het jy nie geld in die bank nie, want ek het dit gedoen. And it's not about money, it's about the kingdom of God. God wants to steward His priesthood into a direction that we've never experienced before. Want daar moet 'n wealth transfer plaasvind. Daar moet finansies skuif.
Dit moet skuif. As jy dit nie glo nie, gaan dit nie gebeur nie. As ek verlede week nie geglo het, trane kom nie. This is why we started with the tears. It started with faith. Everything started with faith. Without faith, no one can please God. En ek sit hierdie neer, terwyl ek hier opstap vanoggend sien ek, why did I put this? So that we can see. Sodat jy kan sien, maar ek wil hierdie kleed ook aantrek. Hierdie kleed het hulle 2 weke terug, het hulle kom hoor, het hulle hom gebring, hulle sit hom vir my aan. In die oomblik toe ek hier op my aangesig gesê, die Heilige Gees vir my, that garment doesn't belong to you, it belongs to the office. But if you are ready, then you can step in. If you are mature, if you can, and you can become mature in the time of 1, 2, 3 years, you can be started to grow into maturity. Jy kry mense, jy kry ouens wat wedergebore is, dan begin hulle in sonship instap, deur die stappe, dan is hulle in maturity in 3 jaar, maar jy kry iemand wat 80 is, maar hy is nog steeds 'n kind. Maturity in the spirit is no age. En ek het my seuns, wat hulle 30 geword het ek vir hulle talit oorgesit. It's the time when the priests were anointed. Dis sê ek, dis nou tyd, nou stap jy in jou priesterlike office in. En een van hulle maats kom na my toe. En hy sê vir my pa het nie met my gedoen nie. Sal oom dit ook vir my doen. So Woensdag moet ek dit met hom ook doen. Hoeveel van ons se paas het ons die dag toe jy 30 is, as jy 30 is, wie van julle se ouers, wie van julle se paas het vir julle 'n kleed aangesit en gesê, nou stap jy in jou priesterlike ampt. And that's important. You have to take the authority, because priests, en dis waartoe ons gaan, en die Heilige Gees van ons, ek gaan nou afsluit, want ek wil volgende week wil ons aangaan. Priesthood, there's a shift in something that will take place in priesthood. So priesthood, the office of a priesthood is authority. Die priester het gegaan, they ministered unto the Lord. Hulle het bedien. They ministered to the Lord. Hulle het gekom en sê, asseblief gee vir my hierdie, jy weet, babas vra melk, maar vaders vra nie melk nie. Vaders gee vir hulle kinders. Mature sons won't ask. They just serve the Lord. Hy sal gee, want hy is ons pa. So in hierdie plek van priesterskap moet ons die volgende net sien. 'n Priester moet 'n altaar hê. As jy sê maar ek is 'n priester, ek kwalifiseer vir priesterskap volgens Openbaring 1 vers 5. The first question that I will ask you, do you have an altar? Het jy 'n altaar by die huis? Ek blaas elke aand my shofar van die altaar af. Dis my plek daar wat ek gereed gemaak. Hierdie is 'n altaar. So what is it all about the altar? Nou volgende week wil ons ingaan. As jy 'n altaar het, en gaan vir julle uit die woord in Korintiërs 9 wys, gaan vir julle wys. Priesters wat by die altaar, as jy by die altaar bedien, op die altaar bedien jou lewe, then you can also eat from the altar. So this is another level, om die woord van God van die altaar af te eet, absorbeer, vars manna van die te vat, revelation te vat. Ek weet nie, ek het al hier gelê, in die oomblik is ek kan hier loop en dan, maar die oomblik partykeer as ek daar lê, dan voel ek, dit nou 'n download gekom. Kom, want ek is op die altaar. Het manne voor my hier gelê. Het 'n Hansie gelê en hy's oorlede. Hy het 6 maande gelê, 8 ure op 'n dag, op sy aangesig. Tot die wylsoet in begin raak het. Hy's opgeneem in die hemel. Daar gebeur iets daar. Daar gebeur iets in klere. Het jy geweet, julle kan gaan aai al hierdie goed. Dis hoekom. In linne is daar frekwensie.
There's a frequency in everything. In klippe, materiaal, enigiets is daar frekwensie. Jou woorde gaan sit in jou klere. Jou woorde sit in jou klere. Elke dag, dit wat jy spreek, Johan het oor woorde begin praat. Alles sit binne. As jy kwaad, party mense sê hulle, hy's 'n introvert, hy praat nie baie nie. Maar as jy agterkom, jy kan you can walk into a building and then you can sense the atmosphere in that place. Maar hierdie ouens is nou kwaad vir mekaar. Okay nee, hierdie ouens gesels lekker. You can sense the atmosphere. Now that same energy, atmosphere, die wêreld hou ons van die woord, to use the word energy. That same energy that is in a person reflects into his clothing. So Vader, baie dankie vir hierdie oggend. For the seed of the word. I just want to invite men, if you want to come and just come and put your face down on the altar. If there's anything that we can just pray for you, anything that you trust the Lord in. So Lord, thank you for the night, for the tarrying. Dankie dat ons kon getarry het in die nag. Dankie dat U vir ons net die openbaarmaking van die woord oopbreek vanoggend. Vader, ek breek in die naam van Jesus bid ek, laat die saad van hierdie woord, the seed of this word, will penetrate into the hearts of the men. Dankie net vir hierdie manne. Ek is eintlik so opgewonde as ek sien hoe kom hulle van die straat af, Jesus. Want die woord sê, aan sulkes behoort die koninkryk, as ek na hulle kyk. En ek sien hoe moeg en uitgeput hulle is. En hulle lê net in slaap. Weet julle wat? Terwyl hulle slaap, het hulle die woord ontvang. In hulle gees. Ek vra vir iemand, as jy gaan slaap in die aand en jy sit die ligte af, skakel jou hart en al jou skakel alles af of bly dit aan? In jou gees, wat doen hy? Hy's wakker. Psalm 26 sê, even your reins in your heart, receive it in the night watches. So terwyl hulle daar lê en slaap, dit pla my nie, hulle ontvang die woord. Hulle ontvang dit meer as 'n ou wat met 'n godsdiensgees hier instap. Hulle harte is reg. Hulle het niks. Maar Jesus sê, kom net soos jy is. So Lord, we want to thank you for this morning, for your word. We want to bless them, Lord. Father, I pray, and even for provision over them, that you will look after them. Thank you, Lord. It's a privilege for us to have our brothers here. Welcome our brothers from the street. Let them even increase. Let the altar call more of them. More of them to come to this place. We open our doors for them. Thank you, Lord, for every brother that's here this morning, who just put his body on the altar this morning to come in here to receive the word and to be a testimony. So Lord, I want to speak life over every brother in this house now, so that we can receive the word with eager hungerness, met hongerte en 'n begeerte om 'n verskil daar buite te gaan maak. Lord, and we send them out. We want to take up an offering also. Dankie, Johan. Janus, dankie, maar daar's Jan gereed. En jy weet, die offergawe maak nie vir my saak nie. Die vrou wat niks gehad het nie, 0 sent amper 'n oortjie gehad het, toe die fariseërs kyk en almal kyk en sê, Lord, sy het uit haar alles uitgegee. So if you can just come in and give yourself, your body. So this morning, thank you, Holy Spirit. And then I will just release a priestly blessing. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit.
Karashidare. Het julle Chris, het jy vir ons Ancient Gates daar? Lord, we just want to bless our brother Darlington. He's giving himself, coming in the morning to come and worship you. He came in to be a sweet smelling aroma to you. Thank you, Lord. We praise your mighty name. We call even in more musicians, vocalists, musicians, guitarists, just to come and worship before the King. So Lord, we want to lift up this offering basket and we want to wave it. Johan is waving it as the priests are waving before the Lord. We wave this offering before you. Ons waai hierdie offer voor u. Ons beweeg hom voor u. Soos wat ons liggame voor u troon, voor u genade troon beweeg. Thank you, Lord, that I can just pray now for a priestly blessing over the men. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panavalecha Viucheneka. Yesa Adonai Panavalecha Yevashim Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance to you and give you his shalom. Hallelujah. Amen. Amen.